Voorheen in Grensoorlog. Ek het ook so vir hulle gesê toe hulle uitkom met Angola. Ek sê, weet jy, kom verskillende stamme af. Ek sê, maar hier is ons net een stam, dus 2 bataljon. En ek is die chief van die stam. Die ou se lewe daarna is iets wat van 'n antiklimaks. Jy kan nie bang wees nie. As jy paraat is and you stay calm and you're aggressive and you've got a plan, you can't lose. Ek wens die Bulle sal so rugby speel. Kontroversieel, gerespekteer, bewonder, gehaat. Onder 'n dekmantel van geheimhouding bly die verhaal van 3-2 bataljon met sy buffelteken een van die uniekste in die geskiedenis van die oorlog. You see, the matter is that Angolan troops were greatly afraid of South Africans first and of buffaloes also. If they heard about buffalo attacking them, that was the end of the war. Dropping everything and running away. In militêre kringe wêreldwyd word 3-2 bataljon gereken as een van die effektiefste in die oorlog. Hulle het ook die meeste kontak gesien in Angola. Onder die vyand het hulle die bynaam gekry van The Terrible Ones. They would cut their private parts, if it's a male, and they put them in their mouth, dead bodies, and they leave them like that. It is not a military. It is something medieval. It's not professional. A professional soldier, you fight. If somebody's killed, you honor, even if they are dead. Wel, ek is 'n professionele soldaat, jy sien. Dus my motiveer. Ek moet nou maar bekendnis maak. Ek het nie geveg vir volk en vaderland nie. Want ek moet baie dikwels nie met volk en vaderland saamgestem nie. Ek het opdrag gekry. Ek wil die beste infanterie-eenheid nie in die land nie, maar in die wêreld. 3-2 bataljons ontstaan, gaan terug na Angola in 1975, toe kolonel Jan Breitenbach opdrag gekry het om 'n veggroep saam te stel wat sou deel word van Operasie Savannah. 'n Ontmoeting tussen hom en elemente van FNLA, National Liberation Front of Angola, wat op daardie stadium leierloos was, is in die suide van Angola gereël. My eie mense, dat is nou rekkie ouens, gebruik om die bevelsposte te beman. Eers om op te lei en dan om die bevelsposte te beman. Die resultaat was veggroep Bravo, bestaande uit 3 infanteriekompanies, mortiere en 'n masjiengeweerpeloton wat deel was van die meeste veldslae tydens Operasie Savannah. Na afloop van Savannah was Breitenbach en sy offisiere so beïndruk met die Angolese vegters dat daar besluit is om binne die SAW vir hulle 'n rol te skep. Hulle is vroeg in 1976 na Wes-Kaprivi verskuif en by 'n nuwe basis, Buffalo, hervestig. Hulle naam is verander na 3-2 bataljon of net 3-2. Ons het te maak met vreemdelinge wat niks te maak het met Suid-Afrika nie. Ons met daai tipe situasie te doen gaan. Eintlik is meer so 'n vreemde legioen situasie. Hulle het geen heenkomer gehad nie, né? Die eerste heenkomer was by my. Maar by my heenkomer kry moet hy sy kant bring en hy moes 'n goeie soldaat wees. Que faz bom soldado é cumprir, é bom soldado. Tem dia hoje, já está com 62 anos. É cumprir, é bom coração. Para ser bom soldado, eu tenho que ter disciplina com os meus comandantes, fazer os trabalhos que eles me mandam fazer com ordem e cumprir todas as tarefas que eles me dão que pertencem militar. O que me fez entrar nas armadas sul-africanas foi que quando nós estávamos em Angola a lutarmos contra os nossos inimigos em Angola, então apareceram os sul-africanos. Daí o sul-africano disse que nós tínhamos que retirar-se junto aos sul-africanos para aqui, para Namíbia. Toen sien ek, maar dit was 'n goeie idee, want ons gaan ook sit met die Swapo op die grens.
nog aankomen, groot hoeveelhede. Ons nou sit nou met die ideale situasie, as hierdie mense dan die oorlog gebruik het, teen Fapla, wat Angolese is, wat die gebied goed ken, wat die taal kan praat, om hulle te gebruik om as teen guerrillas op te tree teen die guerrillas. Aan die woorde, ons moet al beter guerrillas raak as hulle in hulle eie land. Je weet, mami en papi wil nie die sin moet opgaan boontoe en hy word daar geskiet nie. Dat is nie lekker nie. As jy nou so opgaan en hy staan wag by die hek, dan is dit al right. 3-2 was 'n spesiale infanterie-eenheid wat 'n buffer moes vorm tussen die gewone weermag-eenhede in Namibië en die vyand in Angola. Breitenberg se siening was dat die SAW-troepe vars van die huis af nie kon kers vashou by soldate soos Garcia Manuel, wat jare se ondervinding van guerrilla-oorlogvoering in die bos agter hom gehad het nie. Mais ou menos na tropa de FN lá, nós o que abrimos no Quincuso, no Zaire, desde 62 até dia hoje. Dieselfde geld vir iemand soos Fernando Francisco, wat vandag kan sê, Eu já tenho 37 anos de guerra. en Angelo Inocencio, wat skaars meer as 'n kind was toe hy begin veg het. A primeira arma eu segurei com 17 anos de idade. Eu vi com a minha arma dentro de Angola, eu vi como soldado. Então, quando viemos do país para a Namíbia, e continuamos a ser soldados mais do sul-africano. Die vyand was ook gesoute guerrilla-vegters, SWAPO. Well, we had Russian instructors, so they were teaching us the basics about common basic guerrilla warfare, where you learn that when the enemy advances, you retreat. And when the enemy retreats, you hit. And that's the basic theory we learned there. But we were young and enthusiastic. We didn't know what the war was all about. Hulle sou verbete vyande word. 3-2 wou die Kwandu Kubango area domineer. SWAPO basisse opspoor en verhoed dat hulle verdere vasdrapplek in Namibië kry. SWAPO sou alles in sy vermoë doen om 3-2 te ontwyk en telkens weer die gevaarlike roete na die suide aanpak. Suid-Angola het amper daagliks kontakte tussen 3-2 bataljon en die guerrillamagte gesien. Dit het waarskynlik beteken dat dienspligtiges wat op die grens patrollie geloop het, heelwat minder kontak met SWAPO gemaak het, omdat 3-2 ander kant die kaplyn in die bosse was. En ek wil nie mense doodgeskiet hê nie. Ek ben maak geen fout nie, my mense ook nie kanonvoer nie hoor. My mense opgelei gewees om te veg. Dis wat ek probeer sê. 3-2 bataljon se offisierskorps het hoofsaaklik uit Suid-Afrikaners bestaan, maar hulle het swaar op die ervaring van die oud FNLA-soldate gesteun. Die bataljon se reputasie het daarvoor gesorg dat personeel van elite-eenhede dwars oor die wêreld aansoek gedoen het om by hulle aan te sluit. Trevor Edwards was een van hulle. In 1981 sou hierdie oud-rediseer die wêreldmedia aan die brand steek met beweringe oor 3-2 se kontroversiële optrede tydens operasies. Vir die eerste keer is die sluier oor hierdie omstrede eenheid effens gelig. Maar vandag nog weet net 'n handjievol mense wat werklik in die veld gebeur het. Kolonel Jan Breitenberg. Hy ons nie gedwing om te doen wat hy het alles volonteers. Net soos ons wit ouens vandag gegaan het, die leiergroep wat gewissel het, jy weet. Hulle was daar met 'n doel en met 'n passion, met 'n passie wat ons ook maar gehad het, jy weet. Sul-africano, nós que trabalharam bem. Die meeste pelotonbevelvoerders was dienspligtiges wat vrywillig by 3-2 aangesluit het. Van hulle het nog 'n jaar of 2 se kortdiens aanvaar. Sommige het later by die staande mag aangesluit. En ons was so geïndoktrineer, nee, jy wil nie weet nie. For the cause, jy weet. Die rooi gevaar, en nou PW met sy vingertjie en so. Ons het regtig geglo ons beklei vir 'n cause en die Russe gaan ons land vat en wat ook al en ons hele opleiding was so geskoei en ons is so georiënteer en het 'n ou met 'n bietjie guts in sy gat het dit maar gedoen, jy weet. En ook dan jy is 'n jong ou, jy is 19. Aan die swarte se kant, hulle het nie ander heenkome gehad nie. Dit was al wat hulle gehad het om te doen. A maneira que nós deixamos nosso campo, recuamos por causa da guerra, então viemos até ficar na fronteira. Então nós não tínhamos comida, não tínhamos lavra. Aquilo que me fez já eu para entrar na tropa sul-africana. Die wit leiergroep, ons was almal
volonteërs gewees, ons wou daar wees en ons wou die beste van die saak maak. Dienspligtiges wat wou deel word van 3-2, moes vir ten minste 1 bykomende jaar by die weermag aansluit. Hulle is aan streng keuring onderwerp, omdat hulle onder sulke veel eisende omstandighede sou moes opereer. Pieter Lipman was die enigste wit soldaat wat as skutter by die eenheid aangesluit het en nie as deel van die bevelsgroep nie. Hy het saam met die gewone troepe basies gedoen en geveg. Toe ek daar aankom, was ek voor Major Viljoen gemarcheer en sê vir my, wat wil jy doen? Hoekom is jy hier so? Jy weet, toe sê ek nie, ek wil gaan beklei. Toe die volgende dag toe roep hy my weer in, toe sê ek, jy gaan die eerste wit troep wees op 3-2 bataljon en jy gaan met Brawe groep heropleiding weer doen. So ek moes my hele basis weer oordoen saam met hulle. Sê hy, jy kry geen voordeel nie. Jy slaap, jy eet saam met hulle, alles. As jy bereid om dit te doen, toe sê ek nie, ek is. As 19-jarige dienspligtige het Pieter hom skielik in die geselskap bevind van manne wie se leefwêreld soos dag en nag van syne verskil het. Soos die legende van die eenheid gegroei het meer en meer Angolese aangesluit. Reeds in 1976 het 3-2 bataljon amptelik deel van die Suid-Afrikaanse weermag geword. Maar wat het 'n gewone middelklas Suid-Afrikaner gemotiveer om aan te sluit? Jy is jonk, jy dink jy's bulletproof. Jy weet, verstaan jy, jy is jonk. Jy soek avontuur. 'n Klomp ouens is 3-2 bataljon toe gestuur en op hulle eerste verlof toe kom hulle terug, lang hare, mooi bruin gebrand en hulle koop almal lekker karre cash, jy weet. En toe besluit ek wil ook so toe gaan. Het het my lekker geklink, jy weet. Lede van 3-2 bataljon het geen ander of ekstra betaling ontvang nie. Aan die einde van die oorlog was die salaris van 'n dienspligtige junior offisier R400 per maand, plus gebiedstoelaag of danger pay van R4.50 per dag. 3-2 bataljon was kort van personeel. En die brigadier van 3-1 bataljon het op die paradegrond gekom gesê dat ons 'n klomp bankgatte is. En toe het Braam vir my so met die elleboog getik en sê, wie's die ou? En hy noem ons die bankgatte. Hy sê, jy's reg Braam, kom ons gaan kyk hierdie storie uit. En toe was ons 3-2 eintlik stupid, nee, maar ja. Ek was maar 'n verskrikte ou seentjie gewees toe ek aangekom het. Op skool was ek ook nie, was ek maar 'n ou valkereltjie, so dit my absoluut oorweldig. Net om in die eerste plek aanvaar te word daar so. Verg sekere eienskappe van jou. Jy word getoets. Ek dink 'n basiese vereiste daar so as jy met die nodige moed het. Die moed om die bekende te verruil vir 'n onbekende, bloedige avontuur, wat net sowel kan eindig met die klap van 'n skoot. En wie kan verstaan wat die emosionele impak was? Net so 'n bietjie dink. Staan 'n bietjie daai ding, so 'n bietjie dink. Om jou te begewe aan die skerp kant van die oorlog daai tyd. Dit was die mees operasionele eenheid. Dan het jy ook te doen gehad daarso met 'n gemengde eenheid. Die troepe het gekom van Angola af, soos ons weet, hulle was Portugees. Hulle was ou veterane wat uit 'n lang agtergrond van oorlogmaak gekom het. En ek dink dit het 'n redelike buigsaamheid in 'n mens se benadering geverg. Ek dink voor jy gaan, ek dink jy weet of jy inlaat, jy weet. Jy hoor maar wat die ouens sê en as jy die avontuur ding in jou kop en dan kom jy daar aan my. Fuck. Jy is 19 jaar oud. Jy praat nie porra nie. Maar jy word nie net rou ingegooi nie. Jy leer jy 'n bietjie Portugees en jy het 'n senior offisier wat jy nou deur die ropes vat en jy 'n bietjie bos te vat. Maar essensieel stap hier in en dan jy 35, dink 37 ouens wat daar staan, ook jou pa gewees. Ek meen ek is 19. Om daai ouens te kon lei, dit
te probeer lei, dit was regtig 'n ander storie geweest en ek het dit nogal 'n hengse uitdaging gevind. Jy het in jou lewe nog nooit 'n skoot oor jou kop gehad in anger, behalwe die korporaal wat 'n moeren was op infantry skool met die brain gun, jy weet dit word jy geskiet het op fire and movement of so. En dan moet jy oorlog toe gaan en dan gaan jy nou maar. Ons het dit almal gehad. Daar was seniors wat jou ingevat het en voor hulle nou oorgee en dan sê hulle okay, jy kan die ding hanteer met baie opleiding ook. Daar was te alle tye elemente van die eenheid op aktiewe diens ontplooi. Om dit te kon doen, is hulle in 2 operasionele groepe ingedeel wat mekaar afgelos het. Die ideaal was dat jy 6 weke lank in die bos was en dan 6 weke lank by die basis. Buffalo. Daar is heropleiding gedoen, kursusse geloop en op groot skaal ontspan. Ek weet wat hebben ons al gespen het, die helfte het jy gerelax en ram gesuip en droog gemaak en jy weet party gehou. Die natuur skoon bly almal tot vandag toe by. Ek dink die rivier, jy weet, die uitsig, jy weet, dit was net 'n spesiale tyd geweest. Eerstens Buffalo, die hengse hoë groen bome en wat afgestaan teen die lug en dan natuurlik die mooi rivier. Stunning. Ek ben soos 'n vakansieoord, jy weet. Alle range het dieselfde kwartiere gedeel, maar die pad het 'n paar kilometer ver langs die rivier afgekronkel tot by die Kimbo, 'n dorpie in eie reg waar al die getroude oud-Angolese manskappe gebly het. There was still that typical and genuine Angolan feeling was still dwelling amongst us. This is why I felt really obliged to stay amongst my people. Die plantegroei was tipies Caprivi en wild was volop. Die tye in die basis het gegrens aan idillies. Maar daar was 'n ander lewe waarvan mense in die States selde gehoor het. Die tye weg van die basis met alles wat dit behels het soms maande lank uitgereik. Streng geheimhouding het die harde werklikheid van die oorlog versluier. Soos hierdie greep uit 'n brief van 'n 3-2 soldaat aan 'n skoolkind getuig. Dit is baie mooi hier waar ons is. En hier is baie seekoeie, slange, buffels, kudu's, krokodille en nog baie ander wild. Bedags is dit lekker warm, maar snags raak dit baie koud. Die skrywer van die brief gaan voort. Ek is al 6 jaar in die weermag en baie lief vir kinders soos julle. Julle maak dit vir my en my mense die moeite werd om hier te wees. Ek hoop julle ouetjies sal ook eendag baie goeie soldate wees. Ek sou graag aan elkeen van julle 'n briefie wou stuur, maar dan sou ek die hele dag net moes skryf en dan kan ek nie my werk doen nie. Werk? Wat het die werk beteken? Die kinders wat sy brief sou lees, het geen idee gehad dat dit vir hom en sy makkers niks snaaks was om tot 3 of 4 maande in die bos deur te bring, van een geveg na die volgende, met min of geen rus tussenin nie. Die idee van 6 weke aan, 6 weke af, was dikwels maar net 'n teorie. I think you take it in your stride, you know. You just got to take what comes to you and what's dealt with you. You know, sometimes you just walk right through the night, you know. That, in fact, sometimes you just think, I've never believed it, but you actually fall asleep on your feet almost, you know, because of the kilos that you've put through and the weight that you're carrying. But I think you take each challenge as it comes. Olha, explica, os quilometragens do carro é outro. Mas quando dizer que vamos andar 60 quilômetros do carro, é normal. Mas se dizer que vamos andar 60 quilômetros do chopper, onde que o positivo está, o inimigo, para ir lá a pé, no quilometragem do chopper, são 120 quilômetros. Soms het hulle tot 120 km ver gestap voor hulle kontak gemaak het met die vyand. Soms was die hele eenheid gelyktydig ontplooi, veral in die besige winterseisoen en ook in die laaste jare van die oorlog, toe Cuba meer direk betrokke geraak het by die stryd. .32 het sy eie unieke kamoufleeruniform gehad. Alle witlede het hulle self swart gesmeer met Black is Beautiful, om met die res van die troepe saam te smelt.
Hulle was heeltyd aan die beweeg en het selde meer as een keer by dieselfde plek oornag. Tydens die operasie het oorlewing afgehang van bos- en gevegskuns. Die jong Suid-Afrikaners het dikwels by hulle Angolese kollegas geleer wat dit betref. Hulle was goed met guerrilla-oorlog veg. Hulle was, soos jy gesê het, is manne van die aarde, nee. Jy weet, they were earthly people. Hulle het die bos geken. Daar word soveel klem gelê op of van ons kant af, vir die wit leiergroep van hoe goed ons was, maar ons moet net besef hoe goed hierdie soldate van ons werklik was, hoe aanpasbaar hulle was en hulle het guerrilla taktiek was hulle meesters in gewees. Behalwe om staat te maak op wat jy in die veld kon vind, was die kos hoofsaaklik ratpacks. Ek het dit geniet. Dit was die basiese Vienna's en bully beef van die begin gewees. Later het die ratpacks nog verbeter. I can't remember the worst meal. They were always good meals that I had, whether it was goats or fish or whatever the case may be. I don't think I ever had a bad meal. Hulle het nie alles in die ratpacks geëet nie, maar pakkies opgemaak van wat hulle wou gebruik en die res begrawe of aan plaaslike mense gegee. Die doel was om die pak op jou rug ligter te maak, want 'n groot sak gepak vir 'n operasie het gemiddeld 50 kg geweeg. Hoofsaaklik ammunisie en dan water, kos en ander toerusting. Hulle het selde meer as 3 of 4 ure per nag geslaap en selde gewas. Eerstens omdat jy na 'n paar dae in die bos seep en veral tandepaste baie ver ruik. En tweedens omdat hulle soms in gebiede gewerk het waar water so skaars was dat hulle alles moes saamdra. Dan was water 'n luukse, nie iets om mee te was nie. Die tekort aan water het moes jy maar oorkom het op baie maniere en moes jy jouself maar beperk met waterinname. Ek dink dit was maar ons grootste probleem was die water. Ons moet altyd, as jy lank in die bos is, dan dink jy maar aan die begin aan meisies en daai tipe van goed, maar later kom jou basiese behoeftes moet maar bevredig word, dan is maar water en kos. Die fokus was op oorlewing, veral in kontak met die vyand. Ons is opgelei om aggressief te wees, né? So hulle sal ons ontplooi in 'n gebied in en ons moet gaan moeilikheid soek daar. Ons moet nie gaan wegkruip nie. Ons moet daai plek skoonmaak. Skoonmaak, doodmaak, koppe tel, skiet voor jy geskiet word. Ervarings wat vandag net flardes indrukke is. Later in grensoorlog, die hart van 'n kontak. Volgende week, 'n dokter sny 'n lewendige bom uit 'n soldaat se bors.